Dit breek nogal my hart om te sien hoe Jesus deur magtige mense gebruik word soos 'n knippel om magteloses verder te verneder. Terwyl die waarheid is dat Jesus juis vir die magteloses gekom het, om vir hulle te sê, jy het waardigheid, jy het waarde in die koninkryk van God. En wat van die magtiges wat nie hulle mag vir die koninkryk van God gebruik nie, wat nie hulle mag op 'n wyse of op 'n goeie en op 'n liefdevolle manier gebruik nie? Hoe hartseer is dit? Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Een van Jesus se aanhalings wat die grootste invloed op my lewe gehad het, sedert ek as 20-jarige 'n volgeling van Jesus geword het, kom uit die evangelie van Matteus, hoofstuk 6. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge wat julle nodig het, sal vir julle bygevoeg word. Nou ja, die woord geregtigheid is waarskynlik nie die beste vertaling nie, want as mense dit hoor, dink hulle aan godsdiens en vroomheid. Maar die oorspronklike woord verwys eintlik na regverdigheid. In baie ander tale sou jy dit aanhaal as soek eerstens God se koninkryk en sy regverdigheid. Regverdigheid beteken die regte gebruik van mag. Die koninkryk van God gaan daaroor om God te erken as die uiteindelike gesag en bron van krag. So as ons regtig besorg is oor die koninkryk van God, moet ons besorg wees oor regverdigheid. Met ander woorde, hoe gebruik ons mag in hierdie lewe? Ons individuele mag, mense met geld, met opleiding, met werk, met voordele. En as mense wat stem in die demokrasie, hoe gebruik ons daardie mag as 'n nasie, as 'n volk in die wêreld? En dit gaan dus oor die regte of verkeerde gebruik van mag. Jesus het voortdurend oor mag gepraat, maar vir hom word mag nie gebruik om te oorheers nie, maar om te dien, om nie net een bepaalde idee te bevoordeel en 'n ander nie. Mag word uitgeoefen in liefde, altyd. Dit is die doel daarvan. Dit is die doel van mag. Hoe laat dit ons dink? Godsdiens bestaan al lank, en godsdienstige mense doen basies altyd dieselfde ding. Hulle stry oor wie die beste reëls het, die suiwerste leerstelling. En dan kom Jesus op die toneel, en hy speel glad nie daardie speletjie nie. Jy weet, daar was groepe soos die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle het mekaar gehaat, die Selote en die Herodiane, konstant in stryd. Maar Jesus, hy kom nie in kieskant nie, hy beweeg die gesprek na 'n hoër vlak. Hy bring 'n nuwe boodskap, die koninkryk van God. En wanneer mense vir Jesus ontmoet het, kon hulle dadelik voel, hierdie man kom van 'n ander plek. Hy's op 'n ander vlak. As ons as Christene nie begin stilstaan by hierdie waarheid nie, dan gaan ons dalk agterkom ons speel aan die verkeerde kant. Dalk is ons almal al verder uit pas met wat Jesus regtig wou hê, as dit ons besef. Miskien het ons langs die pad klein draaie geneem, en ons het geen idee hoe ver ons al weg is van Jesus se bedoeling nie. Ek dink jy kan die koninkryk van God in kontras stel met elke ander koninkryk, regime of ideologie in hierdie wêreld. Want die stelsel van die wêreld word saamgebind deur 'n liefde vir mag, maar die koninkryk van God, dis gebou op die mag van liefde. Tot môre, mooi loop.